vir alle, dink ek so hier en daar sien ek 'n vreemde gesig. Baie welkom aan julle ook vanoggend hierso. Ek gaan vanoggend die wet voorlees uit Eksodus 20, die eerste 17 verse voorlees. En ek voel dit sterk in my hart dat ek vanoggend preek uit Matteus 5 vers 17 tot 20. Julle kan dit opsoek. En die tema van die prediking is die wet. En hoe moet ons dit verstaan? Dit was na aanleiding van laas Sondag. Ek hoop van julle het geluister, die wat nie hier was nie. Kon die boodskap op. Maar kom ons raak rustig voor die Here, net soos jy daar sit. So sal ek kom met my stukkie stof, met my bietjie wit, met my sinne van stof, wil ek voor U kom sit. Met vandag se leef en môre se dood, met my regheid en my skeef, met my honger en my brood. So sal ek kom, as ek kom om te juig. Dankbaar en dom sal ek nederig voor U kom buig. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek lees vanoggend uit die Ou Testament, vanoggend vir ons Eksodus 20, en vanoggend in my klasie wat ek het ons juis gepraat oor die wet. En dit is my baie interessant om te hoor wat sê die jong mense, die jongelinge, wat sê die kinders vir my oor die wet. So anders as wat, nie almal nie, maar dat daar vandag veral in ons tyd is, hoe sal ek sê, 'n opstand is teen hierdie 10 woorde van God, kan ek dit ook noem. So staan dit eintlik ook in die Hebreëus bekend. Ek lees daar vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Dit is afbeeldings van voëls, van visse, of van enige kruipende dier op die aarde. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag. Hoor waar lê die klem van die wat my haat. Maar hoor nou God se genade selfs in die 10 gebooie. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet, die klem, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen ander gee nie. Ons hoor dit ook vandag in die howe. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin of 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Paulus skryf verder as hy sê, wees tevrede met wat jy het. Tot so vers.
Nou voor ek vir ons weer lees uit die wonderlike woord van die Here, uit Matteus 5, wil ek graag vir ons 'n gebed doen en vir die Here vra om vir ons vanoggend se woord te seën aan een en elkeen van ons of van julle wat luister vanoggend. Kom ons buig ons hoofde, Here. U is kosbaar. Dankie vir u kosbare woord. Dankie Here dat ons vanoggend weer kon aanhoor die 10 gebooie. En net kon besef en kon begryp in my hart hoe relevant is dit vandag nog steeds in my as u kind. Dat dit eintlik vir ons wys hoe ons moet leef. En dat 'n mens ook kan sê, Here, dat hierdie gebooie, van hierdie gebooie is ook in ons landswette, is ook in ander landswette ook vervat. Dat dit is hoe ons moet leef, Here. Gee vir ons daardie genade. In Jesus naam. Amen. Asai. Matteus 5. En ek lees daar vanaf vers 17 tot 20. Die opskrifie staan die vervulling van die wet. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Die ou vertaling sê om hulle in vervulling te laat gaan. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of lettergreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Tot sover. Vanoggend se boodskap gaan dan oor die wet, soos ek reeds gesê het, en hoe ons dit moet verstaan. Maar voor ek voortgaan met die boodskap, wil ek graag net dalk eers julle gedagtes verfris vir die wat hier was, die wat daarna geluister het, of terwille van julle wat nie daarna geluister of dit nie gehoor het nie. Die eerste vraag wat ek gevra het was, die Bybel of die bestaan van die Bybel, God se woord, is dit net die Nuwe Testament? Of is dit die Ou en die Nuwe Testament? En soos ek laas Sondag bygesê het, die profete in die Ou Testament het na Christus verwys, en ons het dit hier in Matteus 5 gelees wat die Here Jesus gesê het. As ek die wet nie meer wil hoor nie, dan moet ek die tekste rondom die profeseë wat gaan rondom Christus, moet ek dit ook nie meer lees nie, terwyl die Here Jesus vir ons so duidelik in Matteus 5 gesê het, ek het nie gekom om dit tot nut te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te laat kry. Die tweede vraag wat gevra was, die skrifte waarna verwys word, en as ek vanaf dink spesifiek in die boek Handelinge staan daar, en die gemeente het, of dit is een van Paulus se briewe, ek kan nie onthou nie, maar Paulus staan daar, waar word geskryf, en die gemeente het daagliks die skrifte ondersoek, om te kyk of dit wat die apostels hulle geleer het, die waarheid is. En die vraag wat ek gevra het, wat is daardie skrifte waarvan hierdie skrywer gepraat het, is natuurlik die Ou Testament. Wel, ons weet dat daar briewe gesirkuleer het, ons weet dat Paulus rondgereis het, Paulus het die verskeie gemeentes
onderrig, het meeste van die briewe 20 of die vroegste wat ek kan onthou, 20 tot 30 jaar na Christus se hemelvaart eers in skrywe vasgelê was, en dat die brief byvoorbeeld wat Johannes op Patmos geskryf het, min of meer in die 91 tot 93 na Christus eers op 'n perkamentrol geskryf is. So die Bybel soos ek en jy hom vandag het, is eers 300-400 jaar later deur die synode van Konstantinopel en die ander een van Nicea vasgelê as God se woord, as kanon. Die Ou Testament self is nie oor 'n paar dekades geskryf nie, maar is geskrifte wat oor eeue heen geskryf was. Met ander woorde, die Nuwe Testament was maar nie net 'n boek of 'n klomp briewe wat uit die lug geval het nie. Die Nuwe Testament het sy begin in die Ou Testament gehad, want dit was reeds voorspel dat die Messias sou kom. Die derde punt wat ek gemaak het, in ons belydenisskrifte, ek dink jy lees dit veral in die Heidelbergse Katekismus, word die wet gebruik. En die dag toe jy, as jy in die NG Kerk groot geword het, of in een van die Drie Susters kerke, of in een van die gereformeerde kerke, die dag toe jy belydenis van geloof afgelê het, het jy aanvaar dat die Ou en die Nuwe Testament God se woord is. Alles wat daarin neergelê is, en dit wat ons 6 belydenisskrifte vir ons ook leer. En die vierde vraag wat ek gevra het, wat was die bedoeling van die woorde, dit wat ek vanoggend vir julle gelees het, toe die Here Jesus gesê het, dat hy nie gekom het om dit tot nul te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te laat kry. Dan die vyfde vraag wat ek gevra het, hoe lank al word die 10 woorde van God in die NG Kerk voorgehou? 1-2 eeue al, hoe oud se NG Kerk, of eers die Nederduitse Hervormde Kerk, en toe later geskei? Eeue. Ek kan verder die vraag vra, hoe lank word dit al eintlik in die kerk gelees? Eeue. As ek dan die wet nie wil hoor nie, en ek voel vir my partykeer so asof ek vir altyd vir die verkeerde mense preek, want ek glo die meeste van julle stem saam met wat ek vanoggend sê. Jy mag dalk iemand wees wat nie vanoggend saam met my stem, maar ek dink die meeste stem saam dat julle dit vir ander mense sal aanstuur. As hierdie ding nou dan oor eeue kom, en ek wil nou nie sê julle en die wat die wet nie wil hoor nie, hoe verantwoord jy jouself deur te sê dat die kerk, en nou praat ek nie van die NG Kerk nie, dat die kerk al vir eeue eintlik verkeerd is, of verkeerd was, en dat die wat nou skielik hierdie ontdekking gemaak het, dat ons die 10 gebooie nie meer in die kerk moet lees nie, hoe verantwoord jy dit? Dan is jou basis nie die Ou Testament ingesluit nie, maar jou basis is die Nuwe Testament, en dan sit ook net sekere boeke in die Nuwe Testament. Ek en Paul het net nou 'n baie interessante gesprek gehad rondom hierdie goed. Hoor mooi, die Here Jesus het nooit in sy aardse bediening dit genoem, of dit verkondig, dat hy die wet, die 10 gebooie tot nul maak. Nêrens staan dit opgeteken in God se woord nie. En ek glo julle wat vanoggend hierna luister, het sy in die kerk of op audio, het genoeg tyd die week gehad om bietjie na te dink oor wat ek gesê het.
Ek dink daar heers 'n wanpersepsie van wat die wet is, of wat die funksie van die wet is. Die vraag is, deur die wet ten volle uit te voer, dra dit by tot my redding of tot my saligheid? Want dit is juis hierdie idee wat party mense in hulle koppe ronddra. En ek wil verduidelik hoekom ek so sê. Romeine 3 vers 20. Julle moet eintlik die hele brief van Romeine gaan lees. Paulus onderrig so mooi in die wet. Maar Romeine 3 vers 20 skryf Paulus en sê hy, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Wat sê die wet? Deur die wet leer ek en jy wat sonde is. Kom ons gaan terug na die begin toe. Wie het die 10 gebooie gegee? God self. Ons lees daai dit met sy eie vinger geskryf op die 2 kliptafels. Ons weet ook dat die Here vir Moses gesê het, as hulle al hierdie dinge onderhou, dat hy hulle sal seën, en die teenoorgestelde is ook waar, julle kan dit gaan lees na die eerste 5 boeke van die Ou Testament, dat as hulle dit nie onderhou nie, dat hy hulle in ballingskap sal wegvoer na 'n ver land van hulle eie land af. Onthou toe Israel in ballingskap gegaan het, was dit nie dadelik dat die Here dit vir Moses, dit het nie dadelik gebeur toe die Here dit vir Moses laat weet nie. Die Here Jesus het geloop toe hy in Jerusalem ingekom het, toe het hy gesê, o Jerusalem, Jerusalem, het ek nie deur die profete vir julle lankal gewaarsku en gesê, soos 'n hen haar kykens by mekaar maak nie. Wat beleef ons? Ons beleef God se genade binne hierdie 10 gebooie. God het vir Israel nie 'n jaar of 2 of dekades gegee nie. God het eeue deur die profete met Israel gepraat, en toe het hy op 'n dag en op 'n punt in Israel se geskiedenis gekom en gesê, deur die profeet Jeremia gesê, genoeg is genoeg, en die Here het dit wat hy lank terug deur die diens van Moses voorspel het hy volbring deur die diens van Jeremia, die profeet Jeremia. Ons lees God se lankmoedigheid hier. Is dit nie so waar in my en jou lewe ook, dat God praat deur voorbeelde, deur mense, deur die verkondiging van die woord, deur omstandighede, dat die Here ook op 'n dag in my lewe kom en sê, maar genoeg is genoeg. Genadetyd kan uitloop in ons lewens. Ek is 'n lewende getuie daarvan. Dawid, 'n man na God se hart, het 2 van die 10 gebooie van God gebreek. Wat het hy eers gedoen? Hy het 'n ander een se besitting begeer, hy het 'n ander man se vrou begeer. God het hom gestraf daaroor. Toe gaan hy nog verder en hy pleeg moord via ander mense, om sy eerste sonde weg te verdoesel. Wat lees ek vanoggend hierin? God is barmhartig. God is lankmoedig met my en met jou. Hy is, ek wil eintlik sê, ongelooflik geduldig. Wat mis ons? In die Ou Testament is offers gebring om versoening te doen vir die een wat
sonde kon bely, of jaarliks het die hoëpriester 'n offergeslag wat hy net eenmaal in die allerheiligste van God inbeweeg het. Wat sê die boek Hebreërs? Julle moet die boek Hebreërs gaan lees. Jy gaan bietjie dinge as jy hom meer lees en die Here vra, gaan jy meer dinge verstaan wat in die Ou Testament geskryf is. Hoofstuk 9 sê, sonder bloedvergieting vind daar geen versoening van sonde plaas nie. Met ander woorde, wat het in die Ou Testament gebeur? Daai dier wat geslag was vir die een wat kon versoening vra het by God die Vader vir sy sondes, het vergifnis ontvang. Israel moes herhaaldelik offers bring vir die versoening van hulle sonde, terwyl Christus Jesus was die volmaakte eenmalige offer, wie se bloed vir ons sondes finaal en vir ewig versoening voorgedoen is, die volmaakte offer. Romeine 3 sê die volgende. Ek lees hierdie paar versies, want ek wil hê julle moet hoor wat sê die woord. Vers 21, Romeine 3, vers 21, ek het net nou vir julle vers 20 gelees. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, hoor weer, die wet en die profete in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie. Hoor mooi, jy kry nie vryspraak omdat jy die wet onderhou nie. Anders was dit nie genade nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Die ou vertaling sê, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het, vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Het ons nou iets uit onsself om op te roem? Dis kom ek sê, dis genade nie. Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Die van die werke nie, deur die van die geloof. Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie. Of is God net God van die Jode, nie ook van die heidene nasies nie? Ja, ook van die heidene nasies. Want daar is net een God. Hy sal die besnedenis deur die geloof en die onbesnedenis deur die geloof vryspreek. Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Romeine 8 vers 1 tot 6 sê die volgende, en ek wil dit vir julle lees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar hoor eers vers 26, die laaste vers van hoofstuk 27. So is dit dus met ons gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, die wet het nie reddingswaarde nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was. Dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen,
ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Nou kan jy vir my sê, ek hoef nie sondes te bely nie, want ons lees, dat ons nou weinig gelees het, die Here het vir al ons sondes gesterf. En dis waar, want die woord sê so. Al doen ek doelbewuste sonde. Doelbewus, ek weet dis verkeerd. Hoef ek nie reg te maak nie. Want hy het reeds daarvoor gesterf. Kom ons gaan terug na die boek Handelinge toe. Ananias en Safira, twee van die gemeentelede in Jerusalem, het met mekaar voorgenem, met hulle eie besitting, om te sê, ons gaan nie die volle bedrag gee nie, maar ons gaan 'n sekere bedrag gee en sê, dit was die volle bedrag. En toe hy instap, Petrus vol van die Heilige Gees hom gevra, hoekom het julle hierdie ding in julle hart gedink? Wat het daar gestaan? Om te lieg vir die Heilige Gees. Wat maak 'n mens met Jakobus 5 vers 16 wat sê, bely julle sondes teenoor mekaar sodat julle genees kan word? Wat maak ek en jy met wat Paulus gesê het, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Dieselfde Paulus en Barnabas wat deur die gemeente in Antiochië die hande opgelê was, uitgestuur was om sendingwerk te gaan doen. Die twee het later van tyd stry gekry oor een persoon wat Paulus gedink het nie waardig is om saam verder te reis, omdat hy nie tot eer van die Here geleef het, terwyl Barnabas anders gevoel het en gesê het, maar hy kan saamgaan, want hy kan berou kry oor, of hy het berou gekry, en ek kan hom verder leer en onderrig. En ons leer later dat Paulus en Barnabas ook met mekaar versoen was. Paulus, Barnabas, vol van die Heilige Gees. Dieselfde Paulus skryf in 1 Korintiërs 11, toe ons die nagmaal gedoen het, by die gebruik van die nagmaal, waar hy dit pertinent geskryf het en gesê het, as jy daar sit met die doel om die nagmaal te gebruik, en dit val jou by, dat daar nie iets reg is nie, staan op, gaan maak reg, dan kom jy terug, dan kan jy met 'n vrymoedige hart die beker en die brood gebruik. Want skryf Paulus in daai selfde hoofstuk, want deur ongehoorsaam te wees en die brood in die nagmaal te gebruik, terwyl jy weet dat daar doelbewuste sonde in jou lewe is, dat jy in effek God se oordeel oor jou bring. Hoekom? Die prys wat die Here aan die kruis betaal het vir my en vir jou sonde, was net te groot. Hierdie wet, die 10 woorde van God, is absoluut. Dit is ewigdurend. Matteus 5 vers 18. Jy kan gerus na die tyd dit weer gaan lees. Hierdie wet is aan Adam gegee. Romeine 5 vers 12 tot 14, en ek wil dit graag vir julle lees.
Verder nog dit. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so die dood tot alle mense deurgebring. Dis hoekom Paulus skryf Romeine 3:23. Almal het gesondig. Met ander woorde, ek word as mens in sonde gebore en ontvang. En so het die dood tot alle mense deurgebring, omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voor die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses. Ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is 'n ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Die een wat sou kom is Christus. Hierdie wet is aan Noag gegee, Genesis 9 vers 6. Hierdie wet van God is aan Israel gegee, Eksodus 20. Dit wat ek vanoggend vir julle gelees het. Hierdie wet het ook deur Moses gekom en ek het dit gedeelte Johannes 7 vers 19 skryf Johannes dit in sy evangelie en deur die bediening van engele Galasiërs 3 vers 19. Julle kan gerus dit gaan lees. Ek dink dit kom in Hebreërs 2 vers 2 ook voor. Hierdie wet is rein. Psalm 19 vers 8. Hierdie wet is geestelik. Romeine 7 vers 14 skryf Paulus. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Hierdie wet is heilig, regverdig en goed. Romeine 7 vers 12 staan daar. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Hierdie wet is perfek. Romeine 12 vers 2. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Tyd, studie saam met God. Dis al hoe jy hierdie dinge gaan leer, is al hoe jy hierdie dinge gaan weet. Hierdie wet is die waarheid. Psalm 119 vers 142. Hierdie wet vind in liefde plaas. Is dit nie Matteus wat daarvan praat nie? Ek het vanoggend vir die kinders gesê, hoe is hierdie wet liefde? As ek God liefhet, sal ek my ouers eer, respekteer. As ek God liefhet, sal ek nie 'n ander man se goed begeer nie. As ek God liefhet, sal ek nie moord pleeg nie. As ek God liefhet, sal ek nie steel nie. In Johannes 5 vers 3. Hierdie wet vereis gehoorsaamheid van die hart. Liefde is die vervulling van die wet. Romeine 13 vers 8 en 10 staan daar. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Ek het dit nou net vir julle verduidelik hoekom. Vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Omdat ek hom liefhet, sal ek doen wat hy van my vra. Die wet wys op die sonde, soos ek gesê het, Romeine 3 vers 20. Die wet openbaar die sonde aan die mens. Maar die wet self
red nie. En deur die sonde het die dood gekom. Ons weet Christus Jesus het vir my en vir jou versoening en redding bewerk. So tyd gelede het ons Paasfees herdenk. Met ander woorde, die wet het die sonde kom wys en daardeur ook as getuienis kom dien dat die mens 'n redder of 'n saligmaker nodig het. Dis soos Paulus geskryf het in Romeine 5. Die sonde deur een mens in die wêreld gekom en deur een mens, die tweede Adam, het hy dit weer kom uithaal vir hulle wat glo. Soos ek gesê het in Romeine 3:23, almal het gesondig. Die vraag wat ek wil vra in hoe ons dan die wet moet toepas is, vra ek weer die vraag, dra die wet by tot my redding? Nee. Die wet het die sonde kom wys. Nou kan ek verder vra, maar wat doen die wet? Die wet wys vir my en vir jou, hoe lyk ons harte? Nie net dit nie, die wet wys vir ons ook God se hart, God se verlange van sy kinders. Soos ek vroeër gesê het, in die Ou Testament het die bloed van die diere die versoening gedoen vir daardie een wat die offer gebring het. Christus het die volmaakte offer self gewees vir versoening vir my en vir jou sonde. Dis iets wat vir my uit die kerk uit verdwyn het. En dis wat ek meeste van die tyd in die studeerkamer doen as iemand tot geloof gekom het in die Here Jesus. Is om met daardie een te werk oor sonde, oor restituisie. Waarvoor het God gesterf? Vir my sondes. Wat het die een aan die kruis gedoen? Die een het hom veroordeel en die ander een het gesê vir die ander een, dit wat ek en jy gedoen het, my belydenis van sonde gedoen, verdien die dood, maar hierdie man was regverdig en hy verdien nie die dood nie. Here, dink vandag aan my, wanneer U in die koninkryk kom, sê die Here vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Christus het nou deur die Gees die wet in ons harte geskryf. Moet ons dit gereeld hoor? Ja. Hoekom? Sodat ek en jy weer opnuut kan nadink oor die genade wat God in ons lewens bewys het. Ek het eendag iemand vir my gesê, maar die wet is mos dan nou in my hart geskryf, ek hoef dit nie weer te hoor nie. Is die hele Bybel in jou hart geskryf? Ons moet dit hoor, ons moet dit lees, ons moet God se woord bestudeer. Mag die Here vir een en elkeen van julle vanoggend dalk so 'n bietjie ander insig gegee het oor die 10 woorde van God, die 10 gebooie van God of oor God se woord. Mag ons dit te harte neem. En mooi nadink oor wat die Here Jesus in Matteus 5:17 gesê het, toe hy vers 18 gesê het, dat nie eers 'n Joodtydjie, en dis 'n teken in die Hebreëse taal, nie sal verlore gaan, totdat al hierdie dinge in vervulling gaan, maar my woorde sal vir ewig bly. Ons lewe nie van brood alleen nie, maar van God se woord. Mag die Here dit vir ons weer opnuut tuis bring, dat die Bybel is God se hele woord. En dat die Ou Testament, soos die boek Hebreërs sê, die skadubeeld was van dit wat sou kom. En dit wat sou kom was Christus gewees, wat deur die skadubeeld alles in vervulling laat kom. Amen. Here,
Dankie vir u woord. Here, ek weet alleen u kan deur die Gees met iemand praat wat in homself 'n wroging hieroor het, dalk 'n twyfeling hieroor het. Maar dat ek weet dat u deur die kosbare Gees hulle sal aanraak. Hulle wat nie hier sit wat die audio gaan luister, of dalk een wat vanoggend hierna luister. Gee Here dat ons u woord nie sal versaak nie, maar dat u vir ons sal onderrig deur die Gees in waarheid. U sê in u woord, u beloof dit. Die waarheid sal julle vrymaak. Gee Here dat die waarheid een en elkeen van ons sal vrymaak, die waaragtige waarheid. In Jesus naam. Amen.